Geliefdes in ons Here Jesus, dis maandagoggend die 17de Augustus en ek groet jou in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Hierdie week kyk ons so 'n bietjie na die basiese behoefte om veilig te voel. Nou ja, in die tyd van die profeet Jesegiel was daar 'n volk wat hulle self op 'n rotsagtige eiland, so eentjie van die vasteland af, gaan verskans het. Die verhaal van hierdie stad word in Jesegiel 26 en 27 vertel. Hulle het 'n stad met magtige mure op die rotse gebou en Jesegiel vergelyk die stad met 'n goed geboude skip. In die stad was daar ook weelde en rykdom, want die mense het ryk geword deur handel te dryf met die nasies van die ooste. En hierdie goed geboude weelderige stad het die mense van Tyrus veilig gevoel. Hulle het sterk mure gehad en wie kon hulle ooit skade aandoen? Die stad was eintlik oninneembaar volgens hulle. Ja, hierdie skip sogenaamd sou nie kon sink nie. Tog het die skip gesink. Koning Nebukadneser van Babel het die stad beleer, ingeneem en verwoes. Hy het dit so totaal vernietig, dat daar net 'n klipplaat oorgebly het, waarop die vissers hulle nette gedroog het. Hoekom begin ons met hierdie verhaal? Ons wil vir mekaar sê, een van die mense basiese behoeftes is om veilig te voel. En dikwels misplaas ons alles rondom hierdie veilig voel op die verkeerde plek, soos die mense van Tyrus in hulle stadsmuur. En met die water om hulle, het hulle gedink hulle is veilig. Ons soek hierdie veiligheid, ook dan partykeer in ons verhoudings met mekaar, wat nie noodwendig verkeerd is nie. Maar as jou veiligheid nie regtig gesetel is en gebou is en gevestig is in jou verhouding met jou Here, met jou Verlosser, met die Vader, met die Heilige Gees nie, dan is dit ook 'n misplaaste soeke na veiligheid om dit in jou verhoudings te gaan soek. Want wat doen ons tipies? Ons omring ons met mense wat ons liefhet, want dit laat ons veilig voel. Ons streef ook daarna om in ons verhoudings aan mekaar die gevoel van veiligheid te gee. Dit is vir ons belangrik dat ons lewensmaats, ons kinders en ons vriende veilig en op hulle gemak by ons moet voel. Ons skep ook vir ons baie materiële strukture om hierdie behoefte aan veiligheid natuurlik te vervul. Mens dink byvoorbeeld aan, ons bou stewige huise. Ons versamel 'n magdom besittings. Ons neem versekering uit en ons dra by tot pensioenfondse. Nou ja, natuurlik is dit ook verantwoordelik, nê? Maar as jou hele fokus rondom veiligheid gebou word op hierdie aardse strukture, te vergeefs dat ons dan op die einde van die dag die stad bou op die rots. Ja, liewe vriende, geliefdes, kinders, oupas, oumas, mamas, papas, mag ons mekaar daaraan herinner dat die enigste plek waar ons waarlik veilig is in die hande van ons Here. Want hy het gesê, geen hoogte of kragte, magte, toekomstig of teenwoordig, kan jou uit die hande van die lewende God ruk, wat jou lief het nie. Niks kan jou skei van sy liefde nie. Mag ons dus ons veilige vesting vind in ons verhouding met die driemaal heilige God. Kom ons bid saam. Here, ons sê Here, ons bid vanoggend en ons wil erken, ons voel partykeer onveilig, ook in hierdie mooi land van ons, Suid-Afrika. En dan vlug baie van ons oor see. Here, maar ook oor see is dit nie die antwoord op veiligheid nie. Die enigste antwoord, weet ons immers, is veiligheid lê by U. En daarom, Here, sal U, God Heilige Gees, ons ook diep aanraak en ons kom seën met daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, as ons hand in U hand sit
en sê, Here, U is ons veilige vesting. Here, in U hande wil ek wees. God, deur God die Heilige Gees, wil ek my lewe lei en rig. En dan weet ons, is ons veilig. Veilig in die hande van die lewende God, wat vir ons net die beste wil hê. Mag dit vir ons so wees, Here. Ons bid dit vir onsself, vir mekaar, ons geliefdes, ons kinders, ons ouers. Here, hou ons veilig, na liggaam, siel en gees, maar veral na ons siel en ons gees. In Jesus se naam bid ons dit vir mekaar. Amen.